Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vandag gaan ons na 'n baie interessante gedeelte van die tabernakel en ons het nou die goue die koper altaar het ons behandel, ons het die koper waskom behandel, ons het die ingang na die heiligdom het ons behandel en ons kom nou by die eerste meubelment. Soos wat jy instap in die tabernakel, sal jy dit aan jou linkerkant sal jy dit vind. En dit is die goue kandelaar of soos baie mense dit ken, die menorah. So kom ons kyk eerstens na wat die woord sê en ons kyk na Eksodus 25 vers 31 tot 40. Kom ons lees gou daar. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Van dryfwerk moet die kandelaar, sy voetstuk en sy stam gemaak word. Sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom, en 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So moet dit wees aan die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos amandelblomme wees, met knoppe en blomme. Daar moet 'n knop wees onder die eerste paar arms wat daaruit uitgaan en 'n knop onder die tweede paar arms wat daaruit uitgaan en 'n knop onder die derde paar arms wat daaruit uitgaan vir die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit een stuk wees. Alles saam een stuk dryfwerk van suiwer goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak. En hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteenoor laat val aan die voorkant. Sy snuiters en sy bakkies moet van suiwer goud wees. Van 'n talent suiwer goud moet hulle dit maak, al hierdie voorwerpe. En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Nou baie interessant wat jy daarso opgelet het, dat die gedeelte wat ons gelees het, sal u sien, dit is eerstens van goud gemaak. En hy het 7 punte gehad wat lig gegee het. So eerstens wat ons mos nou reeds weet, 7 is die nommer van perfeksie en dan goud spreek van goddelikheid. En dan wat baie belangrik is dat ons moet besef dat hierdie kandelaar is uit een stuk goud met dryfwerk gemaak. En dit beteken dat dit moes gedryf gewees, dit is fisies wanneer hulle die goud slaan om in 'n vorm te wees wat hulle graag wil hê. En dan die dryfwerk spreek van die kruis, Jesus Christus wat geslaan is. Want ons sal later sien dat as jy kyk na die goue kandelaar, dan spreek dit van Jesus Christus. En dan omdat dit uit een stuk goud gemaak is, sal ons sien dat dit spreek van die eenheid in Christus. Dit spreek van sy bruid wat een is. Ons is een liggaam in Christus. Dan sal jy nou oplet, soos hy vir ons verduidelik het, dit bestaan uit 'n middelgedeelte. As ons gaan kyk hier waar ek vir julle wys, hier waar die nommer 4 is, dit is die middelste gedeelte wat reguit deurloop en dit spreek van Christus, die middelste gedeelte, en dan sal ons 2 pare arms het wat uitkom
en nog 2 pare arms wat uitkom en dan nog 2 pare arms wat uitkom uit die sentrale gedeelte uit. En as ons in Jesaja 11 vers 1 en 2 gaan lees, dan sal ons nou sien waarvan dit praat. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van vrees van die Here. Nou goed, wat ons gesien het met Jesaja 11 vers 1 en 2 is dat hy spreek, hierso kan ons duidelik sien, hy praat van 'n loot wat uit die Isaai uitkom, die vader van Dawid, en dat dit spreek van Jesus Christus wat uit die geslag van Dawid uitkom. Dis hoekom jy baie maal die in die Nuwe Testament sal jy ook sien dat daar word gespreek van as Jesus as die seun van Dawid. Okay, dit kom uit die stam van Juda uit, die koninklike stam. En dat God met Dawid gesê het dat hy 'n ewige koninkryk sal stig uit Dawid se bloedlyn. En dit het hy gedoen deur Jesus Christus wat na hierdie aarde gekom het en wat gekruisig is en opgestaan het en opgevaar het en nou aan die regterhand van God sit en wat die koning van alle konings gaan wees en is. En jy sal sien dat dit sy koninkryk sal vir ewig tot in stand gehou word. Want dit is die belofte wat God aan Dawid gegee het. Nou eerstens wat ons ook sien is dat die arms wat uit die middelste gedeelte van die kandelaar uitkom, praat van die geeste wat uit die stam van Isaai uitkom. Eerstens is dit die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte en die gees van kennis en vrees. Hierdie is baie belangrik dat 'n mens moet besef dat alle wysheid kom uit God uit. Alle verstand dat dit deur God gegee word. Dat alle raad moet by God wees. Ons moet raad soek by God en dat ons sterkte uit Jesus Christus by God gevind word en dat alle kennis vir ons sal lei tot die vrees van die Here, dat ons die Here werklik waar sal vrees, maar nie in 'n vrees wat ons sal ken nie, dat jy moet bang wees vir die Here, maar 'n vrees soos 'n groote respek wat jy het vir die almagtige heilige God wat hemel en aarde geskape het. En dit is wat baie mense deesdae tekortskiet, dat ons besef nie dat alle wysheid kom van God. Alle verstand is uit Christus en kom van God af. En dat ons raad en sterkte van hom af moet kom. En dat ons kennis het, maar die kennis wat ons van God het, sal vir ons lei na 'n vrees of 'n, soos ek sal gesê het, 'n heilige respek vir die almagtige heilige God. Dan sal 'n mens ook, soos wat ons in Eksodus 25 gesien het, dat die goue kandelaar is gemaak van amandelblomme en knoppe. Nou amandel in die Bybel spreek van hoop en vernuwing. Nou as 'n mens die kandelaar na sal kyk, as jy sien dit is nuwe hoop, dis nuwe lig. En die goud spreek mos, soos ek reeds gesê het, van goddelikheid. Dus dit is 'n goddelike hoop en lig wat daar is. Dan kan ons gaan lees Openbaring 1 vers 10 tot 13. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin wat sê:
Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Hier sien ons dat Johannes 'n gesig gehad het en dat iemand met hom gespreek het, en toe hy omgekyk het, toe sien hy die Here Jesus Christus tussen die kandelare loop, tussen die 7 kandelare, en dat hy aan die 7 gemeentes wat ons in Openbaring vind, die gemeente van Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes en Philadelphia en Laodicea moes briewe stuur, en dat mens net sal besef dat die totale gemeentes van Christus, van die bruid van Christus, kom van Jesus Christus, die waaragtige lig af. En as 'n mens ook een ding sal besef, as 'n mens Levitikus 23 vers 5 tot 36 gaan lees, ons gaan dit nie nou lees nie, maar u kan dit gerus op u eie tyd lees, dan praat dit daarso van die 7 feeste. En dit is baie snaaks genoeg dat dit bepaal die Pasga, wanneer Jesus gekruisig, die fees van ongesuurde brode, die eerstelingsgerf, die fees van weke wat die Pinkster is, die fees van besuine, die fees van versoening en die hittefees. Dit is die 7 feeste. So die Here werk hierso verskriklik baie met die getal 7 wat perfeksie is. En daarom verstaan ons as kinders van die Here nie altyd presies hoekom sekere dinge so plaasvind nie. Die Jood, die persoon van Israel, die Jood wat tot bekering gekom het 'n baie dieper verstaan en kennis van die Ou Testament. En as jy dit saam met Christus lees, die Ou Testament, en dan begin jy net sien dat al die 7 feeste word almal vervul in Christus. Dis hoekom daar 7 feeste is. Soos ek reg aan die begin gesê het, daar is absoluut geen onnodige inligting in die Bybel nie. En dat jy sal sien dat alles in die Ou Testament word vervul in Christus. Soos Christus self vir ons ook in die Nuwe Testament gesê het, hy het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om dit te vervul. Daarom 7 kandelare praat van die 7 gemeentes. Dit beteken dat die hele bruid van Christus word omgevat en bevat Christus, hulle almal, want hy wandel tussen sy gemeentes. Dan sal 'n mens ook sien dat soos elke gemeente 'n lig is vir Christus, is elke gemeente ook 'n kandelaar. En ek wil graag vir u net iets wys wat ek opgetrek het, en dat u net dit beter kan verstaan, dat as ek dit vir u so kan verduidelik, dat Christus is die kandelaar, die waaragtige lig. En dan sal ons elke lamp kandelaar verteenwoordig 'n gemeente. En dis moet ons ook in elkeen van ons gemeentes moet 'n lig wees vir die wêreld daar buite. Maar kom ons vat dit nou 'n stukkie verder. Dan kan ons sien dat as jy nou gaan kyk na wat die woord sê in Matteus, dat ons moet 'n lig wees vir die wêreld.
En daar praat Jesus nie met die gemeente as sulks nie, maar hy praat van elke individu. Elke disipel moet 'n lig vir die wêreld wees. Dus sal elke kandelaar wat die gemeente is, sal dan elke lid sal dan 'n lig wees vir die gemeente. So as ons dan sal sien in Johannes 1 vers 9, as ons dit kan lees, dan sal ons sien wat dit daar Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die lees. wêreld. Dan sal ons sien wat dit daar sê, dat Jesus Christus is die waaragtige lig en al die gemeentes ontvang sy lig en so ontvang elke disipel dan ook die lig van hom en die olie vir die lig by sy Heilige Gees wat hy vir ons gestuur het. As ons kan teruggaan gou daar na die eerste gedeelte, dan sal ons hierso sien dat as jy Eksodus 27 vers 20 gaan lees, dan sal jy sien dat En jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. lees, dan sal jy sien dat ons kry suiwer uitgestampte olyfolie. Nou, dit spreek, olie in die Bybel spreek altyd van salwing van die Heilige Gees. Dus moet ons 'n verhouding met die Heilige Gees hê, sodat ons lamp en ons lig kan laat brand. Wat baie interessant is, as jy lees oor die kandelaar, was die kandelaar elke oggend en elke aand was hy gevul met olie en die put van die kandelaar was skoon gemaak. En dit spreek van ons daaglikse lewe, dat ons as kinders van die Here elke dag moet begin met die Here as ons opstaan, met dankbaarheid vir hom dankie sê vir nog 'n dag dat hy ons gespaar het, en dat ons sal besef dat elke aand, voordat ons kop neerlê, dat ons dag sal eindig met hom, en dat ons werklik waar daai olie van die Heilige Gees sal bid, sodat ons lig helderder kan laat skyn, dat ons daai put wat moet skoon gemaak word, kan skoonmaak. So dit spreek van die heiligmakingsproses wat ons as kinders van die Here het. Dit spreek van wat ek vroeër gesê het, dat die stryd wat tussen die vlees en die gees is, dat ons werklik waar dit sal skoonmaak, hy put, sodat ons lig duideliker kan skyn. Want ons kan sien in Matteus 5 vers 14, waar die Here spreek dat ons 'n lig vir hierdie wêreld moet wees. En as jy in Spreuke 20 vers 27 gaan kyk, Die gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit deursoek al die kamers van die binneste. dan sien ons nou hier dat elke persoon se gees is 'n lig van sy liggaam en dat ons 'n lig is. Iets wat baie interessant is, wat hulle ontdek het nou onlangs, is dat die oomblik wanneer die man se saad met die eier kontak maak en bevrugting plaasvind, dan is daar 'n ontploffing van lig wanneer die eier bevrug word. En dit is vir my so mooi dat dit net 'n mens besef dat jy is geskape uit lig uit. Die oomblik wanneer jou vader se saad met jou moeder se eier 'n kontak gemaak het en bevrugting plaasgevind het, was daar 'n ontploffing van lig in daardie oomblik. En dit spreek net weer eens van die waaragtige lig van Jesus Christus, dat ons is geskape deur die lewende God, en dat hy lig is en dat ons uit lig uit geskape is. Nou, iets wat baie interessant is, wat ons na kan gaan kyk ook,
is dat die kandelaar was die enigste bron van lig in die heiligdom. En dus, omdat die kandelaar verwys na Jesus Christus, is Jesus Christus die enigste waaragtige lig. Okay? As 'n mens gaan kyk na Efesiërs 4 vers 17 en 19. Kom ons gaan lees dit, dat 'n mens dit beter kan verstaan. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduister is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Hierso sal ons sien dat die mens verduister is in sy verstand sonder Jesus Christus. Maar dat as ons gaan kyk na 1 Petrus 1 vers 9 of 2 vers 9, waar Jesus die ons verlig het en ons bevry het uit die duisternis uit. En dat elke mens verlig word wanneer jy Jesus Christus ontmoet as die waaragtige lig. As jou geestelike oë oopgegaan het en jy kan sien maar dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. So sal ons ook sien as jy kyk na Openbaring 1 vers 12 wat ons reeds gelees het, dat elke kandelaar verwys na die 7 gemeentes. Dus verwys dit na die bruid van Christus. En die kandelaar bestaan uit 7 ligte elk. En Filippense 2 vers 14 en 15 kan ons die volgende sien. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Hier kan ons sien dat hy verwys na dat ons wandel moet suiwer wees en dat ons werklik waar 'n lig vir die samelewing daar buite moet wees. En dat elke een van ons 'n lig moet wees wat deel is van 'n kandelaar. Dis hoekom mense dit so belangrik is dat ons aan 'n gemeente, aan 'n broederskap sal behoort, sodat ons gestig kan word. Ek weet dat daar's baie mense daar buite wat op hierdie sogenaamde aanlyn kerk kyk en goeders, maar dit is nie dieselfde nie. 'n Mens moet deel wees van 'n gemeente, want jou lig moet deel wees van 'n kandelaar. Daar is nie lone rangers in as disippels van Christus nie. Ons moet almal deel wees van 'n kandelaar sodat ons kan gestig word deur ons broers en susters. Iets wat baie interessant is en dit is wat dit nou so mooi maak. Ek moet eers verduidelik, as ek praat van die Mishnah geskrifte, dan is dit die mondelingse Torah wat die Israeliete gehad het, wat hulle in ballingskap het hulle dit opgeskryf. Dit was 'n mondelingse wet of gebeurtenisse wat hulle van geslag tot geslag oor vertel het. En met die ballingskap het hulle besluit om dit op skrif te sit. En as 'n mens in die Mishnah gaan kyk, dan besef 'n mens iets baie interessant. Want jy sal sien dat die hoogte van die tabernakel nooit nêrens in ons Bybel genoem word nie. Maar as jy na die Mishnah geskrifte toe gaan, die mondelingse woord wat die Jode oorgedra het, wat op skrif gestel is, dan sal 'n mens sien dat die
die kandelaar was 18 palms hoog, wat so plus minus 1,6 meter hoog is. So dit gee jou 'n idee dat dit is 'n groterige kandelaar wat daar gestaan het. En wat interessant is, as 'n mens nou verder lees in die Mishnah oor die kandelaar, dan sien 'n mens dat Moses het gesukkel om die maak van die goue kandelaar uit een stuk goud te verstaan. En dat die Mishnah vertel dat hy 'n tweede keer teruggegaan het na die berg toe, na God toe, om vir hom te vra hoe om hierdie kandelaar te maak uit een stuk goud. Waarna God aan hom toe gesê het om 'n stuk goud te neem en dit in die vuur te gooi. En God het die goud laat smelt in die vorm van 'n van die kandelaar. En hy moes dit toe na Besaleel toe neem. Nou Besaleel sal jy in die Bybel van lees in Eksodus 31, en wat jy sal sien is in die Mishnah, dit was 'n 13-jarige skrynwerker wat deur God geïnspireer was om in beheer te wees van die maak van alles wat in die tabernakel moes wees. En Moses was so verstom oor Besaleel se vaardighede en het altyd na hom verwys as die Ruach Elohim, dat hy vervul was met God se gees, en het ook gesê dat Besaleel moes in die skaduwee op die berg gewees het toe God hom alles gewys het. En snaaks genoeg, as 'n mens Besaleel se naam neem en jy gaan kyk daarna wat die betekenis van sy naam is, dan sê sy naam, dit is in die skadu van God. En sy vader sy naam was Uri gewees, wat beteken my lig. Nou goed, dat Besaleel is deur God geïnspireer en hy het vir hom die kennis en die wysheid en die vernuf gegee om alles wat in die tabernakel gemaak moes gewees het, te maak. As ons gaan lees in Eksodus 31 vers 2 tot 6. Kyk, ek het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. En ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand, en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsneewerk, om werksaam te wees in allerhande werk. En kyk, ek het hom Oholiab bygegee, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan, en in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak. Hier sien ons dat Oholiab was Besaleel se assistent en sy naam beteken my vader se tent. En wat vir my so wonderlik is dat is dit nie ironies dat hy aan sy hemelse Vader se tent moes werk nie, en dat sy naam my vader se tent beteken, en dat Besaleel se naam beteken in die skadu van God. Dat God het altyd die volmaakte plan, en hy is absoluut geen ding binne in die woord van God wat onnodig daar geplaas is nie. En as 'n mens die woord van God net dieper bekyk, dan sal 'n mens besef dat hy werklik waar die God is wat die woord van God geïnspireer het. Dis wel deur mense geskryf, maar dit is deur God geïnspireer, want daar's geen manier dat alles so perfek kan uitwerk en dat alles so perfekte betekenisse kan hê in die woord van God nie.
Dus kan ons nou sien dat in die kandelaar wat in die tabernakel gestaan het, dat dit Jesus Christus verteenwoordig en dat hy die lig in ons lewe moet wees en dat hy die lig in ons moet aanskakel sodat ons ook 'n lig vir die wêreld daar buite kan wees. Ek hoop dat u dit verstaan en ek hoop dat u werklik waar 'n dieper kennis van God se tabernakel kan ontdek en dat Jesus Christus van Genesis tot Openbaring is hy die een wat vir ons die verlossing bewerk het en dat alles gaan oor Jesus Christus, die Seun van God. Baie dankie.